Markus, goeiemôre. Laat ek eers so sê, goeiemôre en baie welkom terwyl ons weer gaan bietjie kuier vanoggend in God se woord. Markus 5 vanaf vers, ek gaan so stukkies lees. Dit gaan oor die dogtertjie van Jairus en die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. Ek het by geleentheid daaroor gepraat en ek sal weer oor die vrou met bloedvloeiing praat. Daar's sekere gedeeltes vir my in die woord wat maar net altyd kosbaar is. Daar's altyd maar net 'n boodskap, 'n storie, iets om uit te put en iets om uit te kry. En vanoggend wil ek gesels rondom die dogtertjie van Jairus. Ons sien hierso dat in vers 21 en toe Jesus weer in die skei oorgevaar het na die ander kant, het 'n groot menigte by hom vergader en hy was by die see. Jesus het voorliefde vir die see gehad nog. En ek is altyd verbaas dat wanneer ek lees dat Jesus gesê het in 'n skei geklim het gesê het roei eentjie weg. As ons nou dink in terme van die see, die golwe se geraas en die wind en alles wat is, dan moes Jesus 'n taamlike sterk stem gehad het. Maar daar was nie mikrofone in daai dae nie. Koordlose mikrofone om mee te praat nie. So Jesus moes 'n stem gehad het wat gedra het, want hy het 'n paar duisend mense toegespreek, nie 5 en 15 en 20 nie, hy het 'n paar duisend mense toegespreek. En daar kom een van die owerstes van die sinagoge met die naam van Jairus. En toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer en smeek hom dringend en sê: "My dogtertjie is op haar uiterste, kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word en sy sal lewe." En hy het saam met hom gegaan en 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring. En dan lees ons die stukkie vanaf vers 23 van die vrou met bloedvloeiing wat aan sy kleed geraak het en hoe Jesus bewus was daarvan. En ondanks al die ander mense wat teen hom gedruk en gestamp het, het hy bewus geword van die krag wat uit hom uitvloei. En vers 35, terwyl hy nog spreek, kom daar mense van die owerste van die sinagoge se huis en sê: "U dogter is dood, waarom val u die meester nog lastig?" Maar dadelik toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, sê hy vir die owerste van die sinagoge: "Moenie vrees nie, glo net." En hy het niemand toegelaat om saam met hom te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus. En hy kom in die huis van die owerste van die sinagoge en sien 'n rumoer, mense wat baie ween en huil. En toe hy binne gaan, sê hy vir hulle: "Waarom gaan julle so te kere en ween julle? Die kind is nie dood nie, maar slaap." En hulle het hom uitgelag, maar hy het almal uitgedryf en die vader van die kind saamgeneem en die moeder en die wat by hom was en ingegaan waar die kind lê. Toe gryp hy die hand van die kind en sê vir haar: "Talita kumi," wat as dit vertaal word beteken: "Dogtertjie, ek sê vir jou, staan op." En die dogtertjie het dadelik opgestaan en begin rondloop, want sy was 12 jaar oud. En hulle was uitermate verbaas en het hulle met nadruk beveel dat niemand dit moes weet nie en gesê dat daar vir haar iets te ete gegee moes word. Ek wil vanoggend kyk nie na die dogtertjie wat genees is nie. Maar ek wil kyk vanmôre na wat gebeur rondom hierdie en wat gebeur in ons lewe so dikwels dat ons kom en ons gaan na Jesus toe en ons vra en ons sê: "Here, ek het hierdie probleem, ek het hierdie absolute nood. Ek het hierdie krisis in my lewe. Ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. Ek weet nie hoe ek dit gemaak nie. Of dit nou my selfbeheersing is en of dit my selfbeeld is en of dit nou maar net iets is wat ek mee sukkel, nie noodwendig in my werk nie, maar net 'n persoonlike iets waarmee ek sukkel. En ek gaan na Jesus toe. Dan is daar die samelewing, die mense daar buite. Ek weet jy iets al agtergekom is baie ingestel op die negatiewe. Hulle maak 'n sensasie. Dis hoe tydskrifte en dis hoe koerante en ander media, Facebook en al hierdie ander media wat ons lees en waarop ons berigte lees, hulle skep sensasie en die negatiewe ongelukkig het 'n groter sensasiewaarde as die positiewe. Hoe dikwels lees ons van iemand vir wie gebid is wat genesing ontvang het in die mainstream media, as ek dit so kan stel. Hoeveel keer lees ons dit? Maar hoeveel keer lees ons van die negatiewe, van die ekonomie, van die dinge wat gebeur in mense se lewens wat negatief is, die skandes en die skades wat gebeur en wat plaasvind. En die wêreld is geneig om negatief te wees.
is geneig om op te gee. Ons sien hier dat Jesus nie uitermate hastig was, hy het nog gedeel met die vrou, hy het deur die skare beweeg, heel waarskynlik is daar mense wat hy bemoedig het, wat hy aangeraak het, wat genesing ervaar het in sy teenwoordigheid. So Jesus het, soos ook met die geval met Lazarus, het hom nie gehaas en gesê, als gelos en gehardloop nie. En ons is baie keer geneig om wanneer daar 'n krisis is, dan glo ons moet alles los, en ek moet nou skarrel, ek moet nou hardloop, en ek moet nou vreeslik te kere gaan. Maar Jesus het gesê, kom ons gaan. Hy het hierdie rustigheid aan hom gehad, en baie keer is dit nodig in ons lewe, dat ons ook 'n rustigheid moet kry, en minder gejaagd moet wees. Want wanneer ons gejaagd is, dan is die kans dat ons kan foute maak, dat ons iets kan vergeet, dat ons iets misvat of oorsien, dan is dit daar, die geleentheid daar om nog meer frustrasie, om nog meer bekommernis te skep in ons lewe. As ons voorberei vir die eksamen en ons is gejaagd en ons gedagtes word afgetrek en ons kan nie lekker fokus nie en dan kom ons op 'n punt waar ons sê, as ek nie nou leer nie, dan gaan ek dit nie maak nie, en dan raak ek angstig. En die oomblik as ek angstig raak, dan funksioneer my liggaam nie lekker nie. En die vyand weet dit, ongelukkig. En dan kom die vertwyfeling en die onsekerheid en die vrees oor 'n situasie. Gaan dit wees, gaan dit werk, is dit moontlik? En dan kom hierdie mense, sien ons terwyl Jesus nog praat met die vrou, kom mense en sê, waarom val u die meeste lastig? In ons lewens was daar al seker bygeleentheid mense wat vir ons gesê het, jong, wat help het jy bid? Wat help het jy gaan kerk toe? Wat help het jy glo? Dis klaar te laat, dis verby, dis gedane sake. By God is dit nooit te laat nie. By God is daar altyd nog 'n geleentheid vir iets nuuts. By God is daar altyd 'n kans vir nog 'n wonderwerk. By God is dit nooit te laat nie. Sien, as ons, dit wat ons as fataal verby sien, as iemand afsterf, is altyd traumaties. Ek dink dit is omdat die finaliteit van die dood so swaar is. Wanneer ons iemand aan die dood afstaan, is dit nie 'n geval van, dis asof ons visie kry, of ons beweeg as gevolg van omstandighede uitmekaar het, maar eendag kan ons mekaar weer sien nie. By die dood is daar nie op aarde 'n weersiens nie. En ek dink dit is, al verwag ons dit baie keer, al verwag ons sekere dinge om te gebeur, trauma en drama in ons lewens, bly dit nog steeds 'n groot skok wanneer dit gebeur, want die finaliteit daarvan. Waarom val jy die meeste nog lastig? Maar Jesus steur hom nie aan hierdie dinge nie. Net soos Jesus hom nie steur aan die gerugte van die samelewing wat negatiewe rapport aan ons bring nie. Wat vir ons sê, ag jong, nee, wat los maar, jy moet maar aanvaar. Dit is maar so. Dit is maar gegewe. Jy kan niks verander daar nie. Dit is nou maar soos wat dit is. By Jesus bestaan dit nie. Jesus kan enige negatiewe situasie, gebeurtenis gebruik om 'n positiewe teweeg te bring, om 'n verandering te maak. En Jesus sê vanoggend vir ons, moenie vrees nie, glo nie. En dis 'n baie moeilike ding vir ons as mense om te doen, net soos ons dit moeilik vind om te wag, om tyd te maak vir Jesus. Sê Jesus, moenie vrees nie. Dis iets wat Jesus baie male in die woord vir ons sê, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Jy sien, want Jesus het vir ons aan die kruis gesterf, hy het vir ons die offer gebring om vir ons vrymaking te koop daardeur, om die ewige lewe saam met hom te beerwe. Maar ons laat ons nog steeds afkry en onderkry deur die gerugte van die samelewing wat ons negatief kom rapporteer aan ons, wat negatiewe insprake maak in ons lewens en ons laat vrees. Kommer, vrees en angs is van die dinge wat ek glo van die meeste siektes in ons liggame veroorsaak. Want as ek gedurig onder die kommer, vrees en angs lewe, flight of fight, my liggaam is nie ontwerp daarvoor nie, dan word my immuniteitsstelsel afgebreek, my denke word verwar,
Ek leef in vrees. Ek verloor my selfvertroue. So as ek toelaat dat hierdie dinge in my lewe heers, moet ek myself herinner aan Matteus 5 vers 36 wat Jesus sê, moenie vrees nie, glo net. Moenie vrees nie, glo net. Al voel jy weet nie of jy dit gaan maak nie. Al voel jy dis te laat, jy het verloor. Moenie dit glo nie, want by Jesus is niks onmoontlik nie. Maar sien ons ook, wat baie belangrik is, dat Jesus het niemand toegelaat om saam met hom te gaan. Jesus was selektief in die mense wat hy besluit het om saam te neem. Hoekom? Omdat hy geweet het dat hier iets moet gebeur deur geloof. Deur ooreenstemming. Daar mag nie twyfel wees nie. Daar moet nie negatiewe gerugte wees nie. En daarom het hy gekies, gehandpick, vir Petrus, Jakobus en Johannes, het hy gekies om saam met hom te gaan, want hy het geweet, dat sy mense wat sterk in geloof staan. Hy kon seker die ander disciples ook saamgevat het, maar hy het hierdie 3 spesifiek gevat. Ek dink vir die goeie rede is omdat hulle 'n sterk geloof gehad het, omdat hulle vasberade was, nie getwyfel het nie. En dan kom hy by die huis en hy kry 'n verskriklike rumoer. En die wêreld vandag daar buite het verander in een emosionele sirkus. Mense is baie meer sensasie behep. Mense is baie meer emosioneel ingestel. Hulle maak 'n bohaai oor alles, dis verskriklik. In Amerika, weet ek, baie mense is baie sensitief. Hulle maak 'n bohaai oor die geringste dingetjie, hulle is ingestel op ek word nagekom, ek word benadeel op een of ander manier. En ons samelewing is besig om vinnig in daai rigting te begin beweeg. Ons maak 'n rumoer en gaan te kere oor iets wat ons negatief ervaar, sonder om te kyk na die feite voor ons. En Jesus sê vir hulle, waarom gaan julle so te kere? Waarom ween julle? Sy is nie dood nie, sy slaap nie. Baie keer wanneer ek en u in geloof die Bybel quoteer, en dit lyk vir die samelewing daar buite onwerklik, onmoontlik. Dit klink ook so. Dan is dit geneig om 'n bespotting te word. Ons word afgemaak as, o ja, holy molies. Ons word vermy. Het jy agtergekom as jy so 'n bietjie met mense deel oor godsdienst goed, dan begin vermy jy, want hulle is ongemaklik. Hulle kennis is beperk, hulle het nie 'n verhouding met Jesus Christus nie. Hulle is vleeslike Christene. En daarom maak hulle dit af, ja nee, okay, hoor wat jy sê, maar ons gaan nie vandag. Ek het by geleentheid gebid vir by iemand se huis. En die pa en die seun het uitgestap. Dit was ongemaklik. Hulle wou nie deel wees van die gebed nie. En dit was vir my ironies geweest dat ek het iets beters of iets anders verwag. Maar dit was maar net weer 'n bewys dat almal praat. Almal het die Here se naam op hulle lippe vir die regte of die verkeerde rede. Maar daar's baie min wat genoeg geloof het of wat oortuig is om te glo en uit te leef wat die woord van die Here vir ons sê. En ons mense reageer op dit wat hulle sien, dit wat hulle ervaar deur hulle sintuie. Raak hulle meegevoer en weggevoer en gaan hulle te kere en skree en huil en maak 'n rumoer, terwyl hulle nog nie vir Jesus 'n kans gegee het om iets te doen nie. Ons maak ons dalk self skuldig baie keer daaraan om nie Jesus 'n kans te gee om iets te doen in ons lewens nie. Want ons is so emosioneel opgesweep en meegevoer dat Jesus nie kans kry om iets te doen nie. En ons sien dat hulle vir Jesus uitgelag het en hy het hulle uitgedryf. So hy het hulle nie gevra om uit te gaan, hy het hulle uitgejaag. Gesê, gaan, is goed, kom, kry julle ry, julle spotters. Want hy het geweet dat sy geloof, selfs sy geloof, nie groot genoeg sal wees om hierdie bespotters te oorkom. Jy sien, ons het baie keer nodig om met die Here te praat en om te sorg dat die atmosfeer, ons hoef ons nie in 'n donker kamertjie toe te sluit.
as ons kan afsonder, is dit wonderlik. Dis die doel daarvan, om ons te distansieer van dit wat ons aandag aftrek, dit wat ons kan ontmoedig, mense wat twyfel in ons lewe kan inbring. En daarom is dit belangrik wie ek in my geloof toelaat. Watter mense laat ek in my geloof toe? Mense wat spotters is, mense wat emosionele sirkusse is, dis my eie term, emosionele sirkusse, en as baie. En ons kan nie verwag dat God iets moet doen as ons ons omring met sulke ligsinnige, vleeslike Christene nie. Ons kan nie verwag dat God iets moet verander in ons lewe nie. En ons moet versigtig wees vir kerkmense ook, want kerkmense is net so gevaarlik. Kerkmense maak ons net so seer. Kerkmense misbruik die geloof vir eie voordeel, vir eie gewin. So ons moet kyk wie ons in ons binnekamer toelaat. Wie vertrou ons met wat? Wie vra ons om saam met ons te glo? Ons moet seker maak dat daardie persoon in verhouding met Jesus Christus leef. En ek glo dat die Here vir ons 'n onderskeidingsgees sal gee en sy gees se leidings ons sal lei om te kan onderskei, nie te oordeel nie, maar te kan onderskei wie ons kan vertrou, want nie almal wat sê oor die Here, wat die Here se naam op hulle lippe het of op hulle tong het, is geskik nie. Many people talk the talk, but they don't walk the talk. Hulle praat net daaroor. Hulle praat net oor die Here. Hulle leef nie geloof uit nie. Hulle doen niks om hulle geloof te bevestig nie. En ons moet baie selektief wees, en dit is my die boodskap môre oor wie ek in my binnekamer toelaat. Wie ek in my geloofslewe toelaat om saam met my te glo en te vertrou. Wie my hande oplê. Wie vir my bid. Wie vir my 'n woord bring en sê dit die Here sê. Ek moet versigtig wees daarvoor. Ek is baie bang as mense vir my sê die Here sê. Ek is baie bang. Want ek persoonlik het nog nooit die Here se stem gehoor nie, persoonlik nie. Ek weet nie wat ek sal maak as ek dit hoor nie, maar ek het nog nooit persoonlik nie. Maar die Here dring my baie keer om iets te deel met iemand. Die Here lei my baie keer om iets te deel. Maar ek is versigtig om te sê die Here sê. En mense loop daarmee rond baie ligtelik. So kom ons vermy die skares wat sensasie, emosie belaai is. Die emosionele sirkusse, kom ons vermy dit. Kom ons raak ernstig en ons sê, ons hoef nie te vrees nie. Ons moet net glo, want dis wat Jesus vir ons sê. Dis wat hy van ons vra. Glo net. Ek dink is Markus 9 vers 23 gaan dit ook oor die ou wat gesê het hy glo dat Jesus sy knegt kan genees, en toe sê wat dit aanbetref vir die wat glo is alles moontlik. Vir die wat glo is alles moontlik. So kom ek en u wees vanmôre selektief van hierdie oomblik af oor wie ons toelaat in ons geestelike, ons geloofsbinnekom. Kom ons wees uitsoekerig, kom ons wees versigtig. Ek wil graag met u deel in Psalm 118 vers 8. Dit is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou. Psalm 118 vers 8 en dan Jeremia 17. Jeremiah 17 vers 5 en vers 7. So sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Vers 7. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Moenie vrees nie. Glo net. Don't fear. Trust God. Believe in God. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Kom ons laat ons nie meer voer met deur die media, deur mense met negatiewe rapporte. Kom ons raak nie deel van die gehuil en die geween en die rumoer nie. Kom ons raak nie bevrees soos ons die einde sien aankom nie. Maar kom ons raak opgewonde, kom ons raak blymoedig en sê Here help my, sodat ek kan weet dat ek in verhouding met U leef. U seun. Dat ek kan seker maak dat wanneer ek sterf voor U koms,
dat ek weet ek my oë sal oopmaak in die teenwoordigheid. Amen. Baie dankie.